Hallo daar, is Peter Dubaadnors hier van die Weskus af. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Baie dankie liewe Vader vir die week wat verby is en vir alles wat U vir ons gedoen het. Gesiens en ook ongesiens. Dankie vir kos en klere, werk en elke asemteug onverdienstelik ontvang uit U hand van genade. Here, ons prys en ons loof U naam vir U goedheid oor ons. Wil U asseblief nou met ons wees in ons oordenking van U woord. Wil U ons lei om nie die woorde van 'n mens te hoor nie, maar wat U vir ons wil sê. Skenk asseblief dat dit nie op ore sal val wat nie wil hoor nie, maar dat dit deur sal dring soos 'n tweesnydende swaard en ons sal aanraak in ons wese. Ons vra vir harte wat sag en oop is, Here. Spreek, want die diensknegte luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. In my Bybel is die opskrif gegee aan die gedeelte waarmee ons besig is, die voorreg van Christen wees. Dit is nou die begin van hoofstuk 5 in die brief van die Romeine. Ons het reeds gesien in verse 1 tot 5, dat ons vrede het met God deur die geloof en dit as gevolg van Jesus Christus. Omdat daar nou vrede is daar toegang tot God en ja, dat ons selfs kan deel in God se heerlikheid. Ons het ook geleer dat die vrede nie 'n gemaklike lewe hier op aarde beteken nie, maar ook teenstand en verdrukking. Ons is egter selfs daaroor ook bly en beroem ons onsself daarin, omdat dit soos met al God se werking en wil uitloop op goeie dinge vir die Christen. Hierdie is 'n belofte van God, soos Romeine 8 vers 28 dit stel. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Die verdrukking wat ons ondervind, nie omdat ons verkeerde dinge gedoen het nie, maar omdat ons Jesus volg, lei na volharding, betroubaarheid en uiteindelik hoop. Die hoop van die Christen wat deel vorm van sy geloof in dinge wat ons nie sien nie. Die bewys van hierdie hoop vorm sy uitdrukking in die liefde wat God in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees wat nou in ons woon. Ek lees vir ons weer die toepaslike stuk in hoofstuk 5 van vers 1 af tot by vers 11. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons kyk vandag dan na verse 6 tot 8, wat as volg lei. Toe ons nog magteloos was,
het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog nie moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons het deur die begin van Romeine gegaan, wat 'n moeilike deel is, omdat die sondaar daar gekonfronteer word met sy sonde. Die probleem van elke mens en die hele wêreld, en sluit geen mens uit nie. Ons het gesien die wanhopige toestand van die mens sonder Christus. Wat Paulus nou hier uitwys, is dat toe ons nog in daardie toestand was, het Christus vir ons gesterf. Ons was magteloos in ons sonde. Daar was niks wat ons oor ons eie sonde kon doen nie. Godsdiens, met ander woorde, die strewe van die mens om by God uit te kom deur sy eie krag en werke, skiet ver te kort en is nutteloos om die vyandskap tussen sondaar en God weg te neem. Dit is 'n gejaag na wind. Dit is Jesus, God self, wat gekom het, 'n sondelose lewe gelei het en gesterf het vir ons wat die sonde wegneem as ons geloof in hom alleen plaas. Alhoewel daar vyandskap tussen God en die sondaar is, het God sy vyande so lief gehad, dat hy gesterf het vir hulle. Jesus het gedoen wat hy gepreek het, in Matteus 5 vers 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jou haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie ook so maar nie? En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Hier sien ons, nie net dat ons vyande moet lief hê nie, maar hoe die Here vir ons aandui dat wanneer ons dit doen, ons soos God se kinders optree. Hoekom? Want dit is presies wat hy doen. Hy het sy vyande lief. Hy het gesterf vir hulle, vir ons. Dit was ook op die regte tyd. Met ander woorde, op die tyd soos God beloof en voorspel het. Ons het nie nou die plek om dit te doen nie, maar as 'n mens 'n studie sou doen van Daniël 9 vers 24 tot 26 en dan ook die begin van die boek van Nehemia, sal 'n mens sien dat God die koms en die sterfte van Jesus presies voorspel het. Jesus het dus op die regte tyd gekom en is op die regte tyd gekruisig. Die Bybel noem dit ook die vervulling van die tyd in Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. Dit is hoekom Jesus Jerusalem verantwoordelik gehou het, dat hulle die tyd van hulle besoeking nie herken het nie. Ons sien dit in Lukas 19 vers 41 tot 44. Toe hy naby kom in die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Want daar sal dae vir jou aanbreek, wanneer jou vyande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op die ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, herken het nie.
Israel het nie God se woord in ag geneem nie, en nie die tyd toe hulle verlosser en Messias gekom het, erken en hom geëer nie. Dit is hoekom tot vandag toe hulle oë verduister is, om nie hul Messias te erken en erken nie. Daar sal egter 'n tyd kom, wat hulle hom wel sal erken. Ons sal nog verder hierna kyk, soos ons deur hierdie wonderlike brief van Paulus gaan. Paulus tref dan 'n vergelyking tussen ons en Christus. Sal ons vir iemand anders sterf? Dalk, en dit is 'n groot dalk, sal ons sterf vir iemand wat goed is. Iemand werklik besonders, wat ons vreeslik baie na opsien, en wie ons dink dalk baie goeie dinge sal kan doen vir die samelewing en die mensdom. Dalk sal ons in 'n oomblik van besonderse durf en oortuiging kan sterf vir so iemand. Maar Paulus praat hier nie van bewondering nie, maar van liefde. Ek sal dalk sterf vir iemand wat ek baie lief het. Ek sal dalk sterf vir my vrou en my kinders. Vandag in Israel en in die Oekraïne sterf mense vir hulle geliefdes in oorlog. Dit gebeur wel en is bewonderingswaardig. Ons beroem sulke mense as helde en gee vir hulle medaljes as 'n teken van ons bewondering. Maar sal ek uit myself, sonder die inwerking van God self, sterf vir 'n vyand van my? Sekerlik nie. Nee, ek beveg my vyande. Uit myself haat ek hulle en wens ek hulle net die slegste toe. Presies die teenoorgestelde hiervan het Jesus gedoen. Hy het vir ons gesterf toe ons sy vyande was. Dit is wat die begin van Romeine ontwerp was om ons te laat verstaan. Die sondaar is 'n vyand van God. God is heilig. Ons verstaan nie heiligheid nie, want ons is nie God nie. Soos reeds gesê, hoe nader jy aan God groei in jou Christelike lewe, hoe meer verstaan jy hoe ver jy tekort skiet en hoe afskuwelik jou sonde is. Die vlak van vyandskap tussen die sondaar en God onderskat ons geweldig, omdat ons nie die gewig van ons sonde besef nie. En dit is omdat ons nie weet wat heiligheid beteken nie. Onthou ook wat hy gesê het in Romeine 3, vers 25 tot 26. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Die sondes wat voorheen gedoen is? Ja, dit spreek wel van die sondes van die mense uit die Ou Testament, maar ek dink dit verwys ook na my sonde. Ek kan nou wel sê dat my sonde eers gedoen is na Jesus se tyd, maar ek moet onthou dat God nie tydsgebonde is nie. Dis was my sonde voor hom van die begin af. Hy is nie in tyd vasgevang nie en weet alles. Dus toe Jesus aan die kruis gehang het, was elkeen van my sondes op hom gewees, selfs al het ek nog nie geleef nie. Die gewig en die volheid daarvan was toe reeds op hom. Maar selfs met hierdie ontsettende probleem, het God se liefde sy regverdige wraak teen die sonde oorskry. Dit is hoekom die woordjie so daar staan in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So lief het God ons gehad. So lief het God vir jou lief, omdat hy homself vir jou gegee het, om 'n martelingsdood te sterf, sodat jou verhouding met hom
herstel kan word. In Galasiërs 3 vers 13 staan daar: Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Ons was vervloek, regverdiglik vervloek, as gevolg van ons sonde. Maar Jesus het die vloek op homself geneem. Ek onthou toe ek die eerste keer die film The Passion of the Christ deur Mel Gibson gesien het, kon ek nie uit die theater loop na die fliek nie. Ek het te veel gehuil. As my vrou my nie gehelp het nie, sou ek regtig gesukkel het. Hoekom? Omdat wanneer jy die liefde van Jesus besef, dit oorweldigend is. Die liefde oorskry werklik alles. En die liefde van God is so ver bo ons vermoë om lief te hê. Dit is hoekom Paulus sy evangelie begin en soveel tyd spandeer aan die probleem van sonde. As jy nie die gewig van jou tekortkoming besef nie, sal jy nie die offer van Christus waardeer nie. Maar as jy dit besef, sal jy gryp na die hand wat na jou uitgereik word. Die feit dat Jesus nie gewag het vir ons om eers 'n sekere vlak van sogenaamde goedheid te bereik voordat hy ingetree het nie, is 'n bewys van sy liefde, sê Paulus. Baie mense, om die waarheid te sê, glo ek meeste mense, dink hulle moet eers 'n sekere afstand stap na God toe, voordat hy hulle sal ontvang. Die waarheid is, dat jy nie 'n enkele tree kan gee in die rigting van heiligheid op jou eie nie. Dit is hoekom jy niks kan bydra tot jou redding nie. Dit is alles sy werk, gedryf deur sy wonderlike liefde. Al wat jy kan doen, is om dit te ontvang in geloof. Miskien is u iemand wat sê, my sonde is te veel. Miskien is u nie die persoon wat ek tot dusver van gepraat het, wat te min dink van u sonde nie, maar eerder dink dat dit te veel is vir Jesus om voor te gesterf het. Jesus Christus was nie net 'n mens wat vir ander mense se sondes gesterf het nie, hy was ook God self. Wat is te veel vir God om te hanteer? Daar is niks wat vir hom te veel is nie. Hy het gesterf vir die sondes van die wêreld. Onthou dat in vergelyking met heiligheid is ons almal op dieselfde vlak. Heiligheid is so ver bo ons, dat die verskille in die vlak van oortreding onder mense verkwyn tot onbenulligheid in vergelyking daarmee. Die kleinste wit leentjie is net so erg soos die wreedste moord in vergelyking met die absolute heiligheid soos die van God. Moenie vir God verkleineer deur te dink dat jou sonde te veel is vir hom nie. Moenie minder dink van God as wat hy homself bewys het om te wees nie. Ons praat van die skepper van die heelal. Niks is vir hom te veel nie. Hy het alle sondaars so lief gehad, dat hy gesterf het vir alle sondaars. Dit sluit vir u in. U is deel van ons wat sondaars genoem word, en vir wie hy gesterf het op die regte tyd. Onthou ook, dat dit nie hier gaan oor verdienste nie. Niemand van ons verdien hierdie nie. Dit is alles genade, en God se genade is groot genoeg vir ons almal. Dit sluit alle mense in. Niemand val buite die uitreikende hand van Christus nie. David Guzik stel dit so: die demonstrasie van God se liefde word getoon nie soseer in die feit dat Jesus gesterf het nie, maar dit word gesien in wie hy voorgesterf het. Onverdiende sondaars en rebelle teen hom. En dit is ons almal. Dit is juis omdat ons dit nie verdien nie, dat God se liefde tentoongestel word en die diepte daarvan getoon word. Mag ons iets hiervan besef
en met ons dra elke dag. Ons het iemand wat ons so lief het, op 'n manier wat nie kan nagemaak word, of selfs ten volle besef kan word nie. Laat ons daardie liefde nie minag, ignoreer of klein maak nie, maar laat ons hom terug lief hê en eer en dank in elke aspek van ons lewens, in hoe ons dink, praat en ook optree. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is maar klein mensies. Ons is so beperk en sonder insig. Dit is net in u genade dat u uself aan ons openbaar, en selfs hierdie openbaring is slegs moontlik omdat u die prys betaal het en die gaping tussen ons en u oorskry het aan die kruis. Help asseblief vir enige iemand wat luister en nog nie vir u as verlosser ontvang het nie, om vandag nog uit te roep na u en hierdie wonderlike gawe te ontvang. Liefde is sterker as enigiets anders, en u het vir ons gewys wat liefde werklik beteken. Dankie ons Here, ons God en ons Verlosser. Amen. Mag jy 'n pragtige Sondag verder hê en dan ook 'n wonderlike week in 'n lewe geleef saam met God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.